Goeiemiddag, ek staan hier so in Kuruman. Ons het pas ons boeredag hier klaar gemaak en ek saam met Willie Oukamp, hy het hierso van die landbou parlementêre komitee het hy 'n bietjie met ons kon gesels en oor 'n paar warm Engels sê topics en dan gaan net 'n bietjie by hom uitvind wat hy dink om van hier vandag gesê het bietjie op te som en waar ons tans in die land staan in terme van landbou. Wil jy eers as baie dankie dat jy die dag kom bywoon. Dis nie om die draai nie, veral nie van die Weskaap of nie, maar jy het vandag eintlik al 'n positiewe draai gesit op wat in die land aangaan en ek dink die ouens dit jy gesê het ons lig te gee, maar waar staan ons in terme? Kom ons begin by die knelpunt met onteiening en waarmee is julle besig tans? Baie dankie vir die geleentheid om met julle te praat. Ek wil vir jou sê, ek kom nie ver nie, Kuruman is my tuisdorp. So ek is tuis, dis my mense nie, dis vir my lekker om hier te wees. Ons staan in landbou op die oomblik op 'n moeilike plek, maar met tog soveel positiwiteite. John Steenhuisen, die minister van Landbou, sou ook vandag hier gewees het. Ongelukkig moes hy Japan toe gaan. Ons het almal gesien wat in die geopolitiek plaasgevind het die laaste maand of wat. Dit wil vir ons lyk alle aanduidings is dat ons baie moontlik AGOA gaan verloor. Nou AGOA is die ooreenkoms wat ons met die Verenigde State het, waar volgens ons kan produkte uitvoer en baie van daai is landbouprodukte wat tariefvry uitgevoer word. As ons AGOA verloor, moet ons seker maak ons het ander afsetgebiede vir ons produkte en dit is wat John Steenhuisen nou in Japan doen. Hy gaan van daar af gaan hy ook die Midde-Ooste besoek. Ons het gesien daar is ooreenkomste wat John aangegaan het die laaste ruk oor tafeldrywe en uitvoer van appels. Weet so, ons werk kliphard en veral John as die minister van sy verantwoordelikheid om hierdie addisionele markte oop te maak. Ons kan nie met ons broek op ons knieë gevang word kom die einde van die jaar en AGOA word weggevat nie. Ons boere moet hulle produkte kan verkoop, anderster help dit nie ons doen wat ons doen nie. So nee, dit is uitdagings wat ons in die gesig staar. Ek het vandag 'n bietjie met die mense ook gesels oor die onteieningswet, want dit is 'n ding wat almal raak en veral ons boere raak en ek het vir hulle verduidelik wat die prosesse is wat ons besig is om deur te gaan om die onteieningswet te keer. Ons is van die DA se kant af is daar 'n hofsaak reeds omtrent so 3-4 weke terug geliaseer waar ons die grondwetlikheid van hierdie onteieningswet aanvat. Daar's te veel dinge wat net nie strook met wat grondwetlik is in ons land nie. Jy kan nie vir 'n boer sê of vir 'n grondeienaar die staat en jy moet onderhandel as die onteiening wil plaasvind, waarmee ons geen probleem het nie. Maar dan sê jy vir daai selfe boer, en as jy nie met die staat ooreenkom nie, dan kan die staat jou grond vat sonder vergoeding. Geen onbillike is nie. Ja. Ek worry nie, ons het mos nou klaar met jou gepraat, so nou is dit taflak vir jou. Die punt is dan onderhandel elke grondeienaar met 'n geweer teen sy kop, want hy weet as ek nie aanvaar wat die staat vir my gee nie, dan kan die staat my grond kom onteien sonder vergoeding. En dis dood eenvoudig net nie reg nie. So is daar ook die geval waar selfs al is daar 'n prys ooreengekom. Ekskuus tog, bepaal hierdie wet dat die oordrag van die eiendom, met ander woorde die onteiening vind onmiddellik plaas. Die feit dat hulle jou dalk laat betaal, halt nie die oordrag van die eiendom nie. So dit kan in effek wees dat jy het 'n prys ooreengekom oor 5 jaar van nou af kry jy eers jou geld, maar hulle het onmiddellik jou eiendom gekry. Dis net nie reg nie. So ons werk kliphard om dit te keer. Ons het dan nou ook gesien met hierdie begroting dat ons het aanvanklik die 2% BTW begroting gekeer. Die minister het nou teruggekom en hy het 'n 0.5% begrotings BTW verhoging voorgestel. En ons het dit baie duidelik gemaak. Daar's verskeie kostebesparingsmeganismes wat ons op die tafel gesit het. Privatisering of die inbring van die privaat sektor by die spoorweë en by die hawens wat ook ons boere kan bevoordeel. Maar dan het ons dit baie duidelik gemaak dat die onteieningswet staan plankdwars in die pad van ekonomiese groei. Ons het gesê ons sal bereid wees om 'n begroting te steun wat ekonomiese groei bewerkstellig en wat werkskepping gaan absoluut verhoog. Uiteraard dan ook met van die besproeiingsmaatreëls. Nou as jy kyk na die onteieningswet, hy staan plankdwars in die pad van ekonomiese groei. Watter buitelandse persoon of wie gaan hier wil kom belê en 'n fabriek wil oprig? En jy weet, maar die regering kan hierdie ding wegvat by my. Nie die nasionale regering nie, provinsiaal en plaaslike regerings ook. Dit moet weggevat word. Daar's 'n bepaling wat moet inkom dat die hof ten alle tye die finale sê sal hê oor die waarde van eiendom. Onteiening moet soms plaasvind. Ons wil 'n spoorlyn bou of ons wil 'n kraglyn bou of 'n dam bou. Dis oralster in die wêreld is dit so.
Maar hierdie is 'n weerlig afleier vir wat die mense eintlik wou reggekry het toe hulle artikel 25 van die grondwet wil wysig. En ons gaan dit nie toelaat nie. Ons gaan hulle 'n run for their money gee, glo my. Dit klink vir my reg en dit is lekker om te hoor dat daar mense eintlik verstaan wat agter in die prosedure dit eintlik nog hof toe moet gaan. Daar is nog baie meer. En as hy in die hof eindig en jy stop hom daar, dan moet hulle terug gaan parlement toe en dan is dit weer 'n 5 jaar beklei as hulle kan aansukkel. En die belangrike dan is dan gaan hy terug na 'n parlement toe waar die ANC nie meer 'n volstrekte meerderheid het. Ja. So dis wat hulle probeer keer. Ons het gesien met Bella en die onteieningswet en die nasionale gesondheidsversekeringswet. Al drie daai wette, en die mense moet dit verstaan, al drie daardie wette is goedgekeur in die vorige parlement toe die ANC nog 'n volstrekte meerderheid gehad het. So die president het dit geteken. Ons probeer doen wat ons kan om die impak daarvan te versag. Ons het van die, as ons praat oor Bella, is die minister van onderwys, Siviwe Gwarube van my party af, is nou die minister wat die norme en standaarde moet opstel op grond waarvan daai wet geïmplementeer gaan word. Sonder haar standaarde kan die wet nie geïmplementeer word nie. So ons het wen gehad daar. Wat die nasionale gesondheidsversekering aanbetref wat al geteken is voor die verkiesing, het ons dit reg gekry dat in die mediumtermynbegrotingsplan raamwerk, daar's nie geld daarvoor nie, maar hulle het ooreengekom dat privaat mediese fondse sal nie meer geraak word nie. Dis 'n groot wen. Maar met die onteieningswet het hulle vir ons gesê taflak. En ons het vir hulle gesê, daar gaan 'n dag kom in hierdie regering van nasionale eenheid dat julle ons nodig gaan hê. Hulle kan nie hierdie begroting laat deurgaan sonder die DA nie. En ek wil nie partypolitiek nou praat, ja. maar dit is die realiteit, dis die somme daarvan. En ons het vir hulle baie duidelik op die tafel gesit wat ons voel geïmplementeer moet word sodat ons die ekonomie kan laat groei en werkskeping kan plaasvind. As ons daai twee dinge doen, sort ons 'n enorme klomp probleme in Suid-Afrika uit, ook in landbou wat ons dit kan uitsorteer. Wel ek dink die een ding wat vir mense positief raak is, ek het nou op my vorige onderhoud ook gesê, ons is nie gewoond dat leiers in die politiek by sulke dae uitkom nie. Ons het dit vir 30 jaar dit nie geken nie. Dit lyk of dit 'n norm raak, veral in die landbou. Ek dink dit is vir julle as 'n party, maar binne in die GNU ook belangrik om op grondvlak te verstaan wat aangaan. Ek dink dit word baie keer gemis. Die ouens sit bo en ek dink as mens kyk hoe mense regeer op nasionaal of op provinsiale vlak, is dit ook wat jy moet op die grond wees en op die grond werk en dinge op die grond reg doen op 'n einde van die dag om te kan regeer op 'n sekere vlak. En absoluut. Ek dink is dit verstaan ek dit reg waarmee julle besig is. Helen Suzman het jare terug al gesê, go see for yourself. Nou goed, hierdie is my wêreld, maar ek kan nou vir jou sê, ek het in die laaste maand was ek in Tabazimbi saam met John Steenhuisen toe die vloede daar was. Ons het gaan kyk vir onsself. John was daar, hy het met die boere gepraat, hy het onmiddellik met die minister van elektrisiteit gepraat en gesê asseblief kry die kraglyne op. Hierdie ouens sit nog met probleme en as jy krag vir hulle kan gee, gaan dit help. So jy moet daar wees om dit te kan doen. Ek was by boere in die Hartswater area waar ons die Vaalaars Distriklandbou Unie se manne gaan toespreek het en by hulle ook gaan hoor het. Onthou, dis nie net om met hulle te gaan praat nie, dis primêr om te gaan luister. Wat is julle probleme in hierdie area? Wat het julle nodig? Ek was in Groblersdal gewees laasweek maandag en ek was die afgelope Vrydag in Potchefstroom. So ja, ek is bang my dogtertjie sê vir my, "Hallo oom as ek by die huis kom," maar ons het 'n taak. Ja. Hierdie is vir my 'n roeping. Dit staan my na in die hart. En ons het hierdie geleentheid met hierdie regering van nasionale eenheid om nou 'n verskil te maak en ek is geroepe daarvoor en ek geniet elke oomblik daarvan. So ek kla nie, ek breek eintlik so 'n bietjie. Dit met my honde wil ek my ook al byt as ek by die huis kom, dit raak moeilik. So ek hulle net vir die buurman lek nie, is alles reg. Laaste ding, ek dink vir my kant ek gaan ons definitief 'n paar sulke dae nog moet doen. En ek dink ons gaan definitief van ons julle 'n bietjie meer betrokke kry en kyk waar ons kan saamvat en saam groei. Jy het my nommer, nooi my uit. Ons is daar. Dit sal 'n voorreg wees. Baie dankie. Also wil jy op kamera. Ja, kom jy met idees, vra en ek sal met Willie gesels. Gaan definitief nog 'n klomp met Willie en dan sal ek met John bietjie my Engels ook oefen. Tot 'n volgende keer. Totsiens.